Goeiedag almal, welkom by Wielspore van Waarheid. Ek wil graag vandag so 'n bietjie met jou gesels daar uit 'n episode uit die skrif Markus 5. Ek het gister het ek 'n potgooi gemaak rondom die besetene van Gadara en akkurate migrasie. En wat gebeur wanneer ons onakkuraat migreer? En dit het geen kleine opskudding veroorsaak nie. So ek wil vandag kom en ek wil dit kom verduidelik en ek wil 'n bietjie meer inligting gee rondom ons. En ons kyk daar in Markus hoofstuk 5, oor die besetene van Gadara. En hier kom Jesus, nadat hy die storm stil gemaak het, kom die Here Jesus en hy sê, die skrif sê, en hy het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs hom met kettinge bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En hy het dag en nag aangehou om te skree op die berge en in die grafte, en homself met klippe stikkend geslaan. Nou, hierso is dit waar ek wil stop, en ek wil gou 'n bietjie net inligting gee. Die besetene van Gadara het plaasgevind as gevolg van iets wat eeue van tevore gebeur het. En ons gaan kyk daarna. En dit het te doen met ons migrasieproses, die manier hoe ons wegskop uit Egipte uit, deur die woestyn, deur die Skelfsee, deur die woestyn, deur die Jordaan na die beloofde land, ons land van melk en honing. Daai proses noem ons 'n migrasieproses. En hoe ons daai proses volg, is van kardinale belang. En daaroor wil ek vandag bietjie met jou gesels, hoe vandag se geestelike kompromie wat ons aangaan, môre se patroon word. Baie welkom by hierdie kort potgooi vandag. Ons kyk bietjie na die besetene van Gadara. Wanneer God ons op 'n reis neem, vra hy absolute gehoorsaamheid van my en jou af. Maar wat gebeur wanneer ons halfpad stop, omdat omstandighede ons lei en ons dryf, en omdat dit geriefliker lyk? Nou, wanneer ons in hierdie migrasieproses is, en ons doen dit saam met God onakkuraat, dan meen dit dat ons is besig om 'n kompromie aan te gaan, wat nie goed genoeg is vir dit wat God vir ons instoor het nie, maar ons wil ons eie ding doen, omdat ons kyk na omstandighede. Dit lyk altyd beter aan die ander kant. En dit is 'n gevaarlike patroon by bekeerde mense, by wedergebore Christus, is hierdie 'n gevaarlike patroon, wat eeue van nou af, oor môre en volgende jaar, en op my kinders en my kindskinders, 'n vernietigende effek kan hê. Want die nageslag moet daai vrug dra. Wat probeer ek vir jou sê? Ek kyk na, in 1 Kronieke 12 vers 8 kan ons gaan kyk, dat die Gadareners, die Gadiete, wat van die stam van Gad af, in die stam van Ruben af, by die Jordaanrivier oos gegaan het, omdat hulle na groen weivelde gekyk het. Hulle het gesien, hulle het 'n klomp vee, hulle het 'n klomp skape, en hierdie skape moet eet. En hulle het 'n besluit gemaak. Toe hulle sien dat die grasvelde oos van die Jordaan welig is en groen is, toe besluit hulle, ons gaan nie deur die Jordaan trek nie, maar ons wil ons skape en ons mense oos van die Jordaan laat wy. En daar maak hulle die grootste ongehoorsame besluit wat hulle nog ooit kon gemaak het. Want wat was God se opdrag? Joshua, jy en die hele volk, al die stamme van Israel, trek deur die Jordaan, waarna toe? Kanaan toe. Die beloofde land, die land van melk en honing, die plek van oorvloed. Nie die hemel nie, die plek van oorvloed. Maar Ruben en Manasse, die halwe stam van Manasse en Gad, hulle was ongehoorsaam. En dit is 'n probleem.
En baie jare later, toe koning Dawid daar van Saul af weggebreek het, toe van hierdie Gadiete het hulle by hom gevoeg om te beklei teen koning Saul. En die woord sê vir my, jy kan dit gelees daar in 1 Kronieke 12, die woord sê vir my, hierdie was dapper manne gewees. Manne wat geweet het hoe om te veg. Maar daar was 'n probleem. Hulle het verkies om oos van die Jordaan te bly. Hulle het na die welige weidings gekyk en gerief bo God se stem gekies. Dit is baie belangrik. En omdat hulle daai landstreke en grensstreek sonder die volkomme beskerming van God se goddelike orde gebly het daardie gebied wat later bekend geword het as Decapolis of Gadara deur die eeue heeltemal verval onder heidense en demoniese invloed. Gaan kyk self die geskiedenis. Kyk na die volgende episode, gaan ek jou 'n bietjie meer vertel.